Familie, goeiemôre, dit is Vrydag en die naweek is amptelik hierso. Ons is hierdie week besig om te gesels oor toe God ingegryp het. En ons sleutelteks vir vandag is Hebreërs 2 vers 14 tot 15. Dit sê die volgende: Omdat hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Jesus ook ten volle mens net soos hulle geword, want hy kon net sterf as hy ten volle mens was en hy kon net deur self te sterf om die nekslag toedien wat mag oor die dood gehad het, die duiwel. Net op hierdie manier kon hy die vrymaak wat hulle lewe lank uit vrees vir dood en slawerny vasgevang gesit het. Selfs lank voor mense dit kon verwoord, was die wêreld vasgevang. Nie net onder die Romeinse volk nie of onder 'n keiser nie net onder armoede of onreg nie, maar onder vrees. Die vrees om te verloor, die vrees om te sterf, die vrees dat alles uiteindelik eindig in niks. En Jesus se koms gebeur nie in 'n neutrale wêreld nie, dit gebeur in 'n wêreld wat chaos is, wat vasgevang is. En God se antwoord is nie 'n idee of 'n nuwe wet nie. Dit is 'n persoon wat inkom. Jesus moes vlees en bloed word, nie as 'n tydelike vermomming nie, maar werklik mens, omdat dit bevryding vereis het. En God kon nie vrees van 'n afstand afbreek nie. Hoor hierdie, hy moes dit van binne af konfronteer. En hierdie teks leer ons dat Jesus nie net gekom het om ons skuld te vergewe nie, maar om slawerny te breek. Die evangelie is groter as net bloot morele herstel. Dit is die radikale bevryding wat Jesus bring. En mense leef vandag vasgeketting deur vrees, vir mislukking, vir verwerping, vir verlies, miskien vir dood. Maar Jesus kom om daardie kettinge heeltemal te breek. En Kersfees beteken dan dis vir ons, God kom in ons broosheid in om dit te herskryf. Hy kom nie net om dit beter vir mense te maak nie, maar om ons vry te maak, sodat ons vry kan leef, sodat ons hoop kan hê, sodat ons nie meer deur vrees gedryf gaan word nie. En as Jesus gekom het om vlees te breek, dan vra hierdie waarheid iets van ons. Dit vra ons vandag, waar leef ons nog as slawe? Watter vrees rig ons keuses, ons reaksies, miskien ons geloof? Familie, vanoggend besef ons dat die kribvleiste reeds by die kruis hardop gesê het. Vrees het nie meer die finale mag nie. So, waar voel jy vandag vasgevang? Waar is jy vandag vasgevang? Waar is daar nodig dat die kettinge moet breek vandag? Breek vandag daai vrees in Jesus naam. Hy wil dit dra en hy kan dit dra. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vandag kan weet dat ons hoef nie vasgevang te wees in ons eie vrees nie. Ons hoef nie vasgevang te wees in die slawerny van hierdie wêreld nie, Here. Die mislukkings, die storie wat die wêreld vir ons wil vertel oor hoe ons moet leef nie, Here. Maar vandag weet ons dat U kom om ons vry te maak. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie dat U gekies het om dit te doen. Here, maak ons vandag bewus. Kom vat vandag daai vrees van ons en breek die kettinge in Jesus naam. Amen. Familie, mag jy 'n wonderlike dag hê in Jesus naam. Amen.